Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by Maranatha Bediening, 'n weeklikse oordeenking wat vir ons wil help om geestelik te groei en te verdiep in ons verhouding met die Here. Vandag is ons tema: niks is vir God onmoontlik nie. Kom ons doen net 'n gebed eers saam. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou. U is ewig en getrou. Here, so aanbid ons vir U as die groot en almagtige Here, ons Skepper God, maar ook die God wat die onderhouer van U skepping is, en wat ook ons lewens in die holte van U hand hou. Dankie Here dat ons vir U kan aanbid en vir U kan vertrou as ons groot en wonderlike Here wat vir ons sorg op die lewenspad. En nou wil ons bid Here dat U ook dan vandag iets van U grootheid aan ons sal openbaar. Kom praat met ons en kom bou ons op in ons allerheiligste geloof. Ons bid dit met 'n verwagting en in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing is Lukas hoofstuk 1 vers 34 tot en met vers 38. Die opskrifie: die geboorte van Jesus word aangekondig. Maar Maria sê vir die engel: hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar: die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. En dan vers 37 ons tekswoord: niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Nou liewe broer en suster, liewe vriende, dalk sit jy vandag vasgevang in 'n krisissituasie van een of ander aard. En jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie. Of miskien lê daar tans 'n groot probleem soos 'n berg voor jou en jy weet nie hoe jy dit gaan hanteer nie en hoe jy oor hierdie berg gaan kom nie. Almal van ons loop ons soms vas in moeilike omstandighede. Omstandighede waarin ons geen oplossings en uitkoms sien nie. Dinge wat 'n mens se lewe baie kan omkrap en 'n mens radeloos en soms moedeloos kan maak. Dalk bevind jy jou vandag of dalk môre in so 'n situasie. Maar vriende, dan is dit tyd dat ons gelowig sal opkyk na 'n groot en almagtige God wat in staat is om my en jou grootste probleme, soos mis voor die son, te laat verdwyn. Want sien, liewe vriende, ons God is 'n God van wonderwerke. Niks is vir hom onmoontlik nie. En as jy nou nie in wonders glo nie, dan is dit hoogtyd dat jy dit sal begin doen. En dit selfs ook sal verwag. Want die Bybel teken hom as die God van wonderwerke. Ons God is 'n God wat enige iets kan hanteer. En ja, as dit nodig is, dan kan hy en sal hy dit ook doen deur middel van 'n wonderwerk. Vriende, Psalm 105
vers 5 druk dit vir ons op die hart, om na te dink oor al die wonders en die groot dade van die Here. Want wanneer ons dit gaan doen, dan gaan ons geen twyfel in ons gemoed hê dat hierdie selfde God ook op 'n wonderlike en 'n kragdadige en selfs op 'n bonatuurlike manier in mense se lewens kan ingryp en die mees onaangename omstandighede radikaal kan verander. Kom ons dink dan vandag so 'n bietjie na oor die God van die Bybel en die groot dade en die wonders wat hy al gedoen het, sodat ons geloofsvertroue vandag in en deur hierdie boodskap gevoed en versterk kan word. Deur op die groot dade van God te fokus, kan ons geloof verseker net meer groei en uitgebou word. Vriende, in ons teksgedeelte lees ons van die aankondiging van die geboorte van die Here Jesus. Nogal interessant is dat die baie bekende evangelist Dr. Willie Maree die maagdelike geboorte van die Here Jesus die grootste wonderwerk noem wat nog ooit plaasgevind het. Toe die engel Gabriël vir Maria sê dat sy swanger sal word, het sy dadelik gereageer deur te sê, hoe is so iets moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Lukas 1 vers 34. Broer en suster, vriende, hier het iets gebeur wat eintlik menslik gesproke totaal onmoontlik was. En tog weet ons en glo ons dat Maria se swangerskap nie van die saad van 'n man was nie, maar van die Heilige Gees afkomstig was. Ja, ek weet, daar's vandag baie mense, selfs teoloë, wat hierdie ongelooflike wonderwerk, mens moet eintlik sê gelooflike wonderwerk, nie kan of wil aanvaar nie, en wat volgens hulle net nie meer kan glo in die maagdelike geboorte van ons Here Jesus nie. En daarmee, vriende, verarm hulle nie net hulle geloofslewe nie, maar tas hulle ook baie beslis die Bybel en die godheid van die Here Jesus Christus aan. Vriende, laat ek sommer dadelik op hierdie punt baie duidelik sê, dat ons in die maagdelike geboorte van die Here Jesus soos 'n kindjie moet glo. As gelowiges hoef ons geen twyfel daaroor te hê nie. Maar vriende, as Maria se swangerskap by wyse van spreuke te vroeg was, met ander woorde nog voor sy omgang met 'n man gehad het, was Elisabeth, haar niggie, se swangerskap met Johannes die Doper weer te laat. Met ander woorde, sonder enige twyfel, weer eens 'n wonderwerk, 'n bonatuurlike ingrype van God. In vers 36 sê die engel van Maria, kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbare bekend was, is nou al in haar 6de maand. En dan voeg hy by, niks is vir God onmoontlik nie. Vers 37. Vriende, indien jy jou vandag dalk in 'n moeilike situasie bevind, wil ek graag vir jou bemoedig en vir jou sê, die God van die Bybel het oplossings en antwoorde en uitkoms vir enige saak, want niks is vir hom onmoontlik nie. Hy is inderdaad die God van wonderwerke. Maar dink ons nou ook so 'n bietjie verder na oor sy wonderwerke, dan is daar so baie verhale wat die Bybel ons bied. En ek wil hê dat ons net baie kortliks op 'n paar sal fokus. Een van hulle is Jona se oorlewing in die buik van die vis. Nou weet ek, daar's vandag ook liberale teoloë wat baie hard probeer om mense te oortuig dat Jona nie werklik 'n historiese persoon, 'n historiese figuur was nie, en dat die groot vis wonderwerk nie regtig plaasgevind het nie. Maar vriende,
Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Die waarheid van die Bybel is dat die profeet Jona 'n werklike persoon was. En dat God ook hier 'n magtige wonderwerk gedoen het. Jesus het dit immers self bevestig. Jesus het immers na Jona verwys as 'n werklike historiese persoon en beslis nie aan iemand wat 'n mitiese figuur was nie. Matteus 12 vers 40, luister na Jesus se woorde. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Broer en suster, vriende, dink so 'n bietjie daaroor. Vir 'n God vir wie alles moontlik is dit mos nie moeilik om 'n spesiale vis te skep om 'n mens 3 dae lewend te hou nie. Ons as mense het al daarin geslaag om vir mense baie langer as 3 dae en 3 nagte in 'n duikboot onder die water aan die lewe te hou. Is ons almagtige Skepper God, wat sy skepsels so slim gemaak het, dan nie in staat om self ook 'n vaartuig te skep en wel dan 'n spesiale vis wat dieselfde funksie kan vervul nie. Vriende, die hele Bybel wemel van God se almag en wonderverhale. En dit is almal verhale en gebeure waarin ons maar kinderlik gelowig kan en moet glo. Anders tas ons die almag en die alvermoë van God aan en versnipper ons en reduseer ons die Bybel tot net 'n ou dun bundeltjie van verhale en gebeure wat daarom vir ons menslike verstandjie aanvaarbaar is. Vriende, ek wil vandag vir julle sê, hou maar vas aan die wonderwerke waarvan God se woord ons vertel. Glo maar dat God vir Sadrag, Mesach en Abednego in 'n brandende vuuroond lewend gehou het. Glo maar aan die oopgaan van die Rooi See, die Rietsee spesifieke deel, sodat Moses en die volk droogvoets daardeur kon stap. Glo maar dat God die klomp hongerleeu's se bekke in die leeukuil gesluit het, sodat hulle vir Daniël met rus gelaat het. Want, liewe vriende, daar is absoluut niks wat vir God onmoontlik is nie. En vriende, glo ook maar in die baie wonderwerke in die Nuwe Testament. Al die wonderdade wat die Here Jesus as God se seun hier op aarde verrig het. Die vermeerdering van die brode, die stilmaak van die storm op die see, die talle genesingswonders, die water wat in wyn verander het. En so sou ek kon opnoem en opnoem. En as jy dalk sukkel om in die wonderverhale van die Bybel te glo, my liewe vriend, wat maak jy dan met die opstanding van Jesus? Dit waarby die Christelike geloof staan of val. Of wat maak jy met Jesus se hemelvaart? Dis ook 'n wonderwerk. Of ook met die talle geweldige uitsprake oor die eindtyd en die wederkoms van die Here Jesus. Iets wat in elk geval al hoe duideliker vir ons begin wys hoe reg en waar die Bybel is en die profeseë van duisende jare gelede. Sien, liewe vriende, die probleem is dat baie ongelowige en kleingelowige mense dinge met hulle verstand wil vasvat en verwerk en verklaar. Maar die grootheid van ons Here en sy wonderdade lê op 'n totaal ander vlak. Die oplossing is dat ons moet insien en besef dat die mens se verstand op die natuurlike vlak lê, maar dat die almagtige Skepper God ook op die bonatuurlike vlak werk en sy wonderwerke op daardie vlak lê. Broer en suster, as ons gaan poog om met ons natuurlike verstand, die bonatuurlike te probeer verstaan of te verklaar, sal ons dit nie reg kry nie. Want ons is doodgewoon nie daartoe in staat nie. Al wat ons met ons natuurlike vermoëns kan regkry, is om die wonder waar te neem en niks meer nie. Dis geheel en al
bo ons vuurmaakplek. Maar vir God is niks onmoontlik nie. En sy wonderwerke is verhewe bo ons menslike vermoëns en insigte. Ons kan maar net verwonderd toekyk en dit soos 'n kindjie glo. Kom ek sluit vir ons af. Die Bybel sê vandag vir ons aanbid 'n baie groot en wonderlike God, en vir hierdie God is niks onmoontlik nie. En as hy in die Bybelse tye oorvloedige wonders gedoen het, staan dit hom vry om vandag nog wonders te laat gebeur. En daar het heel waarskynlik al 'n hele paar wonders in en rondom my en jou lewe gebeur. Dink maar so 'n bietjie na oor jou lewe en dink na oor geleenthede waar God ingegryp het en ook vir jou en vir my gehelp het. En dit was beslis nie toeval, soos baie mense dit soms wil beskryf nie. Daarom moet ons nooit moedeloos word met ons probleme en ons omstandighede en ons krisisse nie. Want as ons gelowiges is hierdie groot en almagtige God vandag nog ons Here en ons helper. En hy is ten volle in staat om ons lewens te beredder. En ja, hy kan dit ook selfs deur wonderwerke vermag. My liewe vriend en vriendin, ek weet nie waarmee jy dalk vandag in jou persoonlike lewe mee worstel nie. Maar ek wil vir jou sê, glo in die God van die Bybel. Glo in sy grootheid en sy almag. En vertrou op hom. En vertrou ook op sy liefde en sy troue sorg vir sy kinders. En hou dan in jou moeilikste tye vas aan die engel se woorde. Niks is vir God onmoontlik nie. Mag elkeen van ons die grootheid en die almag, maar ook die liefdevolle en genadige hand van die Here op 'n heerlike wyse in ons lewens ervaar. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat U vandag vir ons in en deur U woord, al is dit dan net 'n ou klein kykie kom gee het van wie U werklik is en hoe groot U is. Dankie dat ons vandag opnuut kon hoor en dit vir ons bemoedig dat by U niks, maar niks onmoontlik is nie. En dankie dat ons ook kan hoor en kan weet dat U omsien na U kinders en vir ons lief is. En dat U, Here, in staat is en graag ook vir ons wil bystaan en vir ons wil help en ondersteun. En dankie dat ons daarom met die grootste vrymoedigheid ook vandag kan bid vir elkeen wat luister en wat miskien op hierdie stadium van sy of haar lewe deur 'n baie moeilike tyd gaan. U ken ons elkeen, Here. U weet wat is die goed wat vir ons uitput en moeg maak. Ek wil vandag net kom vra, Here, of dit nou miskien hartseer is en of dit dalk 'n siekte is en of dit dalk 'n geweldige probleem is waarmee iemand worstel of baie slegte omstandighede. Dat U, Here, in U groot liefde en genade sal toetree en dat U, Here, op 'n wonderlike wyse uitkoms sal kom bring, antwoorde sal kom gee, oplossings sal gee. Ek wil vra, Here, dat U as te ware vir ons sal kom verras met die wyse waarop U vir ons gaan help en bystaan. Ons vertrou op U. Bou ons inderdaad, Here, in ons geloofslewe. Dankie dat ons dit alles kan vra in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.
Liewe vriende, ons slotlied, How Great Thou Art, aangrypende weergawe van Carrie Underwood. En onthou maar om te subscribe as jy dit nog nie gedoen het nie. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my